Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelikse hoofstuk uit die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 15 en die opskrif lees: ons moet ander se belange voorop stel. Die van ons met 'n sterk geloof behoort die twyfels en vrese van ons medegelowiges met 'n sensitiewe geloof in aanmerking te neem en nie ons eie belange voorop te stel nie. Ons moet aan die beswil van ons naaste dink en hulle so in hulle geloofslewe help opbou. Ook Christus het immers nie aan sy eie sin en wil voorkeur gegee nie. Soos die skrif sê, die wat u beledig, beledig ook vir my. Ons moet leer uit wat al lank reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagtinge te bly vashou. Mag God, wat die bron is van standvastigheid en bemoediging, julle help om in volkome harmonie met mekaar te lewe. Elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges. Dan sal julle almal in 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond die lof toebring aan God, die Vader van Jesus Christus onze Here. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het. So sal julle God verheerlik. Dink daaraan dat Christus vir die Jode 'n diensknegt geword het, om te bewys dat God getrou bly aan die beloftes wat hy aan hulle voorouers gemaak het. Hy het ook gekom sodat die heidene nasies God kan verheerlik op grond van sy ontferming teenoor hulle. Dit is soos die skrif sê: ek sal u loof onder die heidene nasies. Ek sal tot eer van die naam 'n lofpsalm sing. Op 'n ander plek staan: juig oor heidene nasies, tesame met die Here se volk. En weer: prys die Here alle heidene nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê op sy beurt: die erfgenaam van Dawid se troon sal na vore kom en hy sal die heerskappy oor die heidene nasies oorneem. Op hom sal die heidene nasies hulle hoop vestig. Ek bid dat God, wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagtinge word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. My liewe broers en susters, ek is self deeglik bewus van julle goeie kwaliteite. Julle is trouens self so goed op hoogte van dinge dat julle mekaar sou kon onderrig. Ek was vrymoedig genoeg om sekere punte te beklemtoon, alhoewel ek besef het dat dit eintlik net nodig was om julle geheue op te skerp. Ek het dit gedoen as iemand wat deur God se onverdiende goedheid 'n evangeliedienaar van Christus Jesus onder die heidene nasies is. Soos 'n priester in die heiligdom bedien ek die goeie nuus aan julle. En so word julle 'n offer aan God met 'n lieflike geur. 'n Offer wat hy verwelkom en wat deur die Heilige Gees aan hom gewy is. Ek glo ek kan met reg opgewonde wees oor alles wat Christus Jesus deur my vir God se saak gedoen het. Ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as wat Christus deur my gedoen het om die heidene nasies tot gehoorsaamheid aan die evangelie te bring nie. Hy het dit gedoen deur my prediking en my voorbeeld, deur kragtige tekens en wonders, bewerk deur die krag van die Gees van God. Op hierdie manier het ek die goeie nuus aangaande Christus uitgedra van Jerusalem en tot by Illyricum. Dit was egter vir my 'n saak van eer om die goeie nuus net te bring waar Christus se naam nog nie vermeld is nie, eerder as om voor te bou op die fundament wat iemand anders reeds gelê het. Ek het die riglyn van skrif gevolg: die vir wie nog nooit van hom vertel is nie, sal sien, en die wat nog nooit van hom gehoor het nie, sal verstaan. Om die waarheid te sê, juist dit is die rede waarom my besoek aan julle so herhaaldelik vertraag is. Maar nou dat ek my werk in hierdie gebiede voltooi het, en na al die baie jare wat ek gretig daarna uitgesien het om julle te besoek, wil ek dit doen terwyl ek na Spanje onderweg is. Ek hoop om julle op my deurreis na Spanje te sien.
Nadat ek my eers vir 'n tydjie aan die samesyn met julle verluster het, kan julle my dan verder na Spanje toe stuur. Maar voor my koms na julle toe, moet ek nou eers Jerusalem toe om 'n geskenk aan die gelowiges daar te gaan aflewer. Julle sien, die gelowiges in Griekeland het op die goeie gedagte gekom om geld in te samel vir die brandarmes onder die gelowiges in Jerusalem. Hulle het dit gedoen onder die besef dat hulle so baie aan daardie gelowiges verskuldig is. Omdat die Joodse Christene bereid was om soveel geestelike seëninge met die heidene nasies te deel, is die minste wat hulle kan doen om die Joodse Christene by materiële dinge te help. As ek dit dan afgehandel het en alles rondom hierdie insameling veilig afgerond het, wil ek by julle langs na Spanje toe reis. As ek aan julle toe kom, dit weet ek verseker, sal Christus vir my 'n ryke seën gee om vir julle te bring. Liewe broers en susters, in die naam van ons Here Jesus Christus en omdat die Heilige Gees ons in liefde saambind, smeek ek julle dringend, worstel saam met my op julle knieë vir God, dat hy my sal red uit die hande van die ongelowige Jode in Jerusalem, en dat die gelowiges daar positief sal wees oor die kollekte wat ek vir hulle bring. Dan sal ek, as God wil, vol blydskap na julle toe kom om julle teenwoordigheid te geniet en uit te rus. Maar God, wat aan ons sy vrede gee, met julle almal wees. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.